Baie welkom ook aan ons aanlyn kykers by die geleentheid Pinkster 2026. Ons is by die eerste Pinksterdiens op die 18de Mei 2026. Ons gaan in die week lees uit Jesegiel 37 met die oorkoepelende tema Blaas oor my Gees van God. En dan baie spesifiek ook vandag met die tema kan hierdie bene leef. Ons lees die visioen van Jesegiel 37, vandag net die eerste 3 verse, om uiteindelik vir mekaar te sê, kan hierdie bene nog leef? So ons lees van vers 1 af, die mag van die Here het my in besit geneem, en my deur die Gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here God. Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Jesegiel 37 is een van die mees aangrypende gedeeltes in die Ou Testament. Op 'n ligte noot, daar is 'n Amerikaanse negerlied geskryf, them bones, them dry bones. En hy vertel hoe al hierdie bene aan mekaar verbind word. En toe het ons in Suid-Afrika dit op 'n stadium goed gedink om daai lied te gebruik as 'n advertensielied vir Firestone bande. Kan julle onthou, them stones, them Firestones, them stones, them Firestones. Dis hy. Dis Jesegiel 37 se droë bene. As jy hom sing as 'n kerklied, dan sing hulle them bones, them dry bones, them dry bones, them dry bones. Julle is by my? Dalk help die liedjie laat julle onthou wat ons vandag sê. Maar in geval, ons het gedink is goed. Ons gebruik dit vir 'n tyre advertensie. So wat maak Jesegiel? Wat maak die Here? Hy vat vir Jesegiel na iets wat lyk soos 'n droom, maar ek dink is 'n ou weggevat word van een plek na 'n ander plek neergesit word en jy land tussen 'n klomp skelette en droë bene en kopbene en allerlei goeders, dan voel dit eerder soos 'n nagmerrie as wat dit 'n droom is. 'n Vallei, nie die groen valleie, die waterstrome van Psalm 23 nie, maar 'n dor vallei. 'n Vallei vol droë bene. En belangrik moet ons vir mekaar sê oor hierdie bene, dat is ou bene. Dis nie vars dood nie. Dis daai's wat die hyenas mee klaar is. Dis daai's waarmee die aasvoëls klaar is, die jakkalse. Dis 'n droë, wit, uitgedorde bene. Lankal dood. Hoekom moet ons dit vir mekaar sê? Want dit lyk in baie van ons se eie lewe
net so. Dit wat Esegiel daar beleef, is 'n prentjie, nie van 'n moeilike dag nie. Dis nie 'n tydelike terugslag nie. Maar uiteindelik is hy 'n punt waar daar 'n verlies van hoop is, daar is 'n verlies aan lewe, daar's nie 'n toekoms nie. En nou is die interessante dat wanneer God hier praat, dan vra hy, is daar 'n toekoms vir hierdie bene? Want wat sê hy? Hy sê mens, kan hierdie bene leef? Nou, ek en jy weet, behalwe vir Lazarus, is daar min mense wat as die doodsertifikaat geteken is, dat daar weer moontlikheid van lewe is. So God begin met 'n merkwaardige vraag. Hy begin nie met antwoorde nie. Hy sê nie, hier is die oplossing nie. Hy vra 'n vraag. En dis krities belangrik vir hierdie Pinksterweek wat ons bymekaar is. Want God begin nie by voorgee nie. Die beste koneksie wat ek daarmee vir julle kan maak in terme van iets om te onthou is I'm the great pretender. Nou God sê nee, ons kan nie pretend nie. Ons kan nie met voorgee werk nie. Die ander ding is, God gee ook nie hieroor oppervlakkige antwoorde nie. Hy gee nie goedkoop optimisme nie. Lekker, soet, stroperige, sapperige antwoordjies wat ons mos so neersit. As ons nie weet wat om te sê nie, in plaas van stil bly, sal ons nou eerder ietsie uitdink. So God begin by die waarheid. God begin in Esegiel 37 en hy sê, hierdie vallei is 'n werklikheid, it's a reality. Die droogte wat hier is 'n werklikheid. Die verlies is 'n werklikheid. En die Bybel probeer dit nie wegpraat nie. Belangrik om te leer dat God ontmoet ons in die realiteit van ons lewe. Ons kan nie werk met 'n vorm godsdiens waarin ons hierdie goed wegskuif asof dit nie bestaan nie. Want ek en jy leef in die realiteit. Ek en jy leef nie gister nie, ons leef nie môre nie, ons leef vandag. As ek kyk hoe laat is dit, dan is dit 23 minute oor 10, die 18de Mei. So dis vandag. En die realiteite kan nie doodgepraat word nie. So kom ek net gesê, maak dit by jouself seker, met wat het jy hier kom sit? Wat is vandag jou werklikheid? Wat is vandag jou realiteit? En dan belangrik, jy mag so voel. Jy mag vandag sê, maar ek is ongelukkig, ek voel alleen, ek voel eensaam, ek is mismoedig, ek is depressief. Moenie in ontkenning leef nie, want dis waar baie keer ons grootste moeilikheid kom. Dis hoekom daai liedjie geskryf is, I'm the great pretender. Want dis ons.
ek het swaar, het gaan moeilik, en dan vra mense, hoe gaan dit? Ek het dit nou gehad met 'n baie goeie vriend uit Stellenbosch. Wat sê vir my, hy het nou 20 voor, net voor ek gery het, stuur hy boodskap, o Anton, hoe gaan dit met jou? En Pinkster, sterkte, ek weet wie wat, dit gaan, dis al wat ek gesê het. Ek gesê dit gaan goed nie, ek gesê dit gaan sleg nie, ek gesê dit gaan, ek is op pad na die eerste Pinksterdiens toe, 10 uur by die tuis. Want dis wat op daai stadium my realiteit was. Ek kon nie sê dit gaan goed nie, ek kon nie sê dit gaan sleg nie, my realiteit was, ek moet oor 20 minute by Luipaardsvlei te huis vir bejaardes wees, om 'n Pinksterdiens te lei. So, ons werk met werklikheid. En ons hoef dit nie te ontken nie. Ons hoef uiteindelik nie te maak asof dit nie bestaan nie. Want ons lewe is bekend met droë plekke, dor kolle, tyd waar mense moeg is, moeg vir spanning, moeg vir verdeeldheid, ekonomiese druk, onsekerheid, konflik, konstante geraas. Suid-Afrika dra baie moegheid op hierdie stadium. Hoe gaan dit in ons gemeentes? Ons families swaar kry, geliefdes aan die dood afstaan, broodwinners wat hulle werk verloor, of daardie diagnose wat niemand verwag het nie. En wat is die realiteit? Ek wil nog uitvind wie dit vir ons geleer. Ons draai hierdie goed in stilte. Iewester het iemand, ek weet nie wie nie, vir ons vertel, jy loop nie met jou hart op jou mou nie, né? Is mos daai ding? Is mos die Afrikaans, Christian, hart op jou mou? So wat met my gebeur met my, dis privaat, ek hou dit vir myself, want sê nou maar ek vertel dit vir mense, dis heerlik, is kindernuus, B, dit sê ek is swak, dit sê ek kan nie daarmee deel nie, ek kan dit nie hanteer nie. So belangrik is om te sê, ek dink dis tyd dat die stilte gebreek word. As ons net aan ons eie land dink, is dalk mense wat in hierdie vertrek sit wat nou presies kan identifiseer met wat ek sê. Jy's 'n vrou in Suid-Afrika wat dalk as 'n klein dogtertjie deur iemand wat jy vertrou het, baie naby aan jou was, of betas is, of verkragt is, of wat ook al, en jy moes oor jare daaroor stil bly, jy bly dalk vandag nog steeds daaroor stil, want dit sou skande oor die familie bring, as jy moet uitpraat oor hierdie vername oom, of tannie, wat X of Y aan jou gedoen het. So die stilte moet gebreek word. Daarom moet ons mekaar help om hierdie goed in woorde om te sit. Want baie keer is dit daardie pyn, daardie seer. Wat as iemand vir jou vra, wat gaan dan sê jy, ek het seer? Maar jy kan nie sê, dis 'n kloppende pyn, dis 'n ding wat steek, dis net seer.
Dit lyk soos die vallei met die droë bene. Jy sê ek al asem, maar jy sien lewe nie. Tog staan ons elke oggend op en ons gaan aan. So mooi soos wat die liedjie is aan The Great Pretender, wil ek vir jou sê, luister hom, maar moet hom nie glo nie. Want die Gees van God begin werk waar mense ophou voorgee. The Spirit of God starts working when we stop pretending. Een van die belangrikste bewegings in hierdie gedeelte. Die Gees begin nie by mense waar alles reg is nie, waar alles in plek is nie. Die Gees begin by waarheid, by eerlikheid, by openheid, by afhanklikheid. En dis iets van 'n kontemplatiewe spiritualiteit waarin ek sê, maar ek kan nou oor hierdie goed praat. Ons leef dikwels vrees aangedrewe, fear-driven. Hoekom? Hoekom is ons bang? Want ek wil beheer hê. Ek soek beskerming. Ek moet beheer behou. Ek moet sterk lyk, want mense mag tog net nie weet daar is een of ander swakheid in my lewe nie. Kom ek sê dit net so 'n stukkie sagter. Dit beteken nou ook nie, jy gaan sit op die stoep van die huis, jy vertel jou storie vir almal wat hom wil hoor. Kan ek tong in die kies gou een vertel, dis soos iemand wat ek eendag in die hospitaal gesien het, en ek geweet dat die persoon 'n operasie gehad het, en die volgende oomblik sê die persoon, kyk gou hier, dis hoe my operasie lyk. Dis nie die uitnodiging nie. Ek glo jou. Jy hoef nie vir my te wys nie. Hoor julle wat ek sê oor hierdie ding, dat ons vrymoedigheid, daar gaan dalk 'n punt kom wat hierdie ding groei, dat daar die vrymoedigheid kan wees, jy kan sê, ek moet hierdie wond vir jou wys. Maar ek dink julle hoor wat ek sê. Uiteindelik leer ons om alles nie vas te gryp nie. Daar's goed wat ons in die lewe moet leer om maar so gemaklik met vaseline vingertjies om te gee. Te laat verbygly. Ek en jy hoef nie alles in die lewe wat na ons kant toe kom te vang en dit myne te maak asof ek daarvoor vir die res van my lewe moet sit nie. Ek en jy kan daaroor stil word. Ons kan daaroor eerlik wees. Ons kan asemhaal en ons kan sê, not my business. En ek gly aan. Op hierdie punt moet ek dalk vir jou vra,
Wat hou jy vas? Wat het jy gevang wat nie joune is nie? Waar moet ek vir jou 'n potjie vaseline kry? Laat jy jou hande en jou vingers kan smeer. Dat die goed verbygly. Alles wat gebeur is nie noodwendig jou nodig om te hanteer. En daarom is dit nodig dat ons toelaat dat God ons terugbring. Want hierdie goed, hierdie droë bene, hierdie, ja, ek wil weer sê goed wat ons saamdra, maak dat ons onsself isoleer. Ek sluit my af. Baie van hierdie goed vul ons met skaamte. My gebed is dat die Here ons hierdie week sal help om uit isolasie te beweeg na gemeenskap, na saamwees. Ek het donderdag gepraat oor belonging, te behoort, tuis te wees, geborge te wees. Om weg te beweeg van vrees na liefde. Om op te hou om op die verdediging te wees die hele tyd. Die hele tyd besig te wees met selfverdediging en selfbeskerming. In plaas daarvan dat ek met deernis na iemand anders luister. Mag ek hier 'n kant aantekening maak. Ek en jy sal baie keer vir mense vra, hoe gaan dit met jou? En as jy 'n goed genoeg verhouding het met so 'n mens, sou dit maklik kon gebeur dat iemand met jou goed begin deel. Goed wat jy dalk nie op voorbereid was nie, of goed wat jy nie verwag het gaan gebeur nie. Maar kan ek vir jou sê, waar sny ons kommunikasie se muur af? En dan moet jy ook nie vra hoekom niemand nooit weer met jou oor goed praat nie. Die oomblik, wanneer ek vir my sê, dit gaan verskriklik sleg, en hy of sy sê vir my, wat gaan aan? En ek het halve houding van man, dit wat met jou gebeur het nou nie so erg nie, hoor my storie. It's a goner. Want wat sê jy vir daai mens eintlik? Your story doesn't matter. Your feelings, your reality doesn't matter. Ons is nie besig om te brag oor ons wonde nie. Ons skep ruimte waar mense hulle verwondheid met ons kan deel, sonder dat hulle bedreig voel, sonder dat hulle onderbreek word deur my storie wat erger is. Daarom begin die Gees nie by prestasie nie. Die Gees werk met eerlikheid. In hierdie gesprekke wat ons het, deel ons dikwels ons harte.
En die nog sê ons loop met ons hart op ons mou. En dis vir my wreed, dat wanneer iemand sy diepste wese oopmaak, dat ek onsensitief met my nommer 14 skoene in daai blootgestelde hart gaan trap. Want 'n hart gaan nie net oor emosie. 'n Hart is die sentrum van ons lewe. Dis die hart van my wese. Dis die plek waar God woon. Dis wat Pinkster so kosbaar en spesiaal maak. Is dat God kom doen binnewerk. God kom herstel en maak heel van binnekant af. Dit gaan nie net oor vuur van buite nie. Dit gaan oor God se asem binne in mense. Dan wil ek jou herinner aan die skepingsverhaal. Waar God asem in die mens se neus geblaas het. So ek en jy adem God se asem. Al is daai asempie partykeer hoe skaars. Dis God se asem binne in mense. Dis God wat weer in die harte van mense kom woon, gewone mense wat hulle droë plekke in die lewe kom blootstel en sê, reën oor my lewe, 'n heilige vuur. Ek is dors na ewige water. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Heer. Strome van seën van bowe wat ons so dikwels sing in Pinkster. Dorstig en biddende wag ons. Daai julle die mooi een wat ons gesing het in Pinkster. Besoek U werk, o Heer. Hierdie binnewerk wat God in ons doen. Maar nou moet jy mooi hoor. Hierdie binnewerk in jou persoonlik is nie iets vir jouself alleen nie. God bring mense na stilte. Maar hy verenig mense ook in stilte. Hy bring ons by mekaar uit. Hy bring ons uiteindelik terug na die wêreld toe. Sy wêreld. Met liefde, met deernis te leef. En dan as ek luister, nadat Jesegiel gekyk het, en heel waarskynlik gewonder het, oor wat God nou vir hom wys, dan sê hy in die laaste sinnetjie van vers 3, Here my God, net U weet. Sal daar weer lewe in hierdie bene kom? Here my God, net U weet. Dis nie wanhoop nie.
Dis nie goedkoop sekerheid nie. Dis nie 'n poging om die realiteit te ontduik nie. Dis 'n diep geloofsvertroue antwoord. Wat ek dink al meer uit die harte van God se kinders in 2026 behoort te kom. Want ons het te slim geword. Ons dink ons weet te veel. Ons dink ons weet alles. Moet jy dalk vandag op jou knieë voor God land en sê, Here my God, net U weet. Esegiel probeer nie 'n antwoord opmaak nie. As ek terug by wat ek net nou gesê het, baie keer is dit beter om stil te bly. Moenie probeer slim klink nie. Moenie probeer uitlê en verklaar nie. Al wat Esegiel sê is, Here, ek gee my in U hande oor. Here, my God, net U weet. En dis waar Pinkster begin. Nie by mense wat alles verstaan nie, maar by mense wat sê, Here, net U weet. So, dalk dink ons, Pinkster moet begin met groot emosie. As ek na Esegiel luister, sê hy vir my, dikwels in stilte, dikwels in 'n droë, dor tyd in my lewe, dis 'n wagtyd in my lewe, dis 'n tyd waar ek eerlik is, dis 'n tyd waar ek oop genoeg raak vir God se asem. Wat is goeie nuus vandag? Jy hoef nie langer jou vallei te ontken nie. Jy hoef nie 1 sekonde langer aan te hou om te pretend nie. Jy mag vandag erken, ek het 'n vallei. Dis my werklikheid. Dis my realiteit. Maar raai wat? Dis die tweede stuk goeie nuus. God stap in daai vallei in. En hy kom ontmoet jou daar. En hy sê in daai vallei vir jou, mens, kan daar lewe in hierdie bene kom. God los jou nie daar nie. Want God het nog nie klaar gepraat nie. En ons gaan nou sien soos die week ontvou, hoe God telkens aan die woord kom. So wanneer Esegiel antwoord en sê, Here my God, net U weet, is dit nie die einde van die gesprek nie. Dis net 'n rou, eerlike erkenning van Esegiel.
So ek hoor dat die Here vandag sê, ek hoef nie vandag alles reg te maak nie. Ek kan ophou voorgee. I'm no longer the great pretender. Ek hoef nie kunsmatige hoop te vervaardig nie. Ek mag eerlik wees. Want die God wat Jesegiel daardie dag in die vallei van doodsbeendere ontmoet het, is die God wat mense op 18 Mei 2026 1051 ontmoet. Dit het nie daar opgehou nie. Dit gaan nog steeds aan. En wanneer God asem gee, dan bring hy mense terug na hom toe. Hy bring ons terug na mekaar toe. Hy bring ons terug na die wêreld toe as draers van hoop. Kom ek gee vir jou 'n bietjie tyd om na te dink in stilte. En dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Here, ek bring vandag na U toe my vallei van doodsbeendere. Van daai bene is moegheid, van hulle is bekommernis, van hulle is verlies, almal van hulle is dor en droog. Maar dankie vir hierdie week van wagtyd. Dankie dat ek op U kan wag en nuwe krag kry om my vallei vol doodsbeendere te hanteer. En as ek soos Jesegiel vandag eerlik moet wees, as iemand my praat en vir my vra, kan daar weer lewe kom in hierdie bene? Maar antwoord ek eerlik, Here my God, net U weet. Daarom bid ons vir ons gemeentes. Ons wonder partykeer daaroor. Is herlewing moontlik? Ons bid vir ons tehuis. Want hier is droë en dor plekke. Ons dink aan ons kinders, ons gesinne, ons families wat swaar dra. Ons bid vir Suid-Afrika. Vir mense wat hoop verloor het. En in die tema van ons week bid ons, blaas weer oor ons gees van God. Bring nuwe asem. Bring nuwe hoop. Nuwe liefde. Nuwe lewe.
in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het net nou gehoor dat van u praat oor die feit dat ons daagliks WhatsApps uitstuur. Jy is baie welkom om my nommer by die kantoor te kry of by iemand en dan net vir my jou naam en nommer te stuur en te sê wie jy is en dan te sorg dat my nommer op jou foon gestoor is. Weet ek vir julle is dit 'n uitdaging, want julle het almekaar nuwe fone of die kleinkinders kry fone en nuwe fone en dan kry julle die oue van die kinders en dis klaar vir julle uitdaging. Al is dit vir hulle 'n ou foon, vir julle is dit 'n splinter nuwe een waarmee julle sukkel. So vra maar net vir Letitia of vir Ferren dat hulle julle help om my nommer daar te stoor. Dan stuur jy net vir my, hallo Dominee Anton, ek is Sari Koekemoer, hierdie is my nommer, maak my deel van die WhatsApp groep. Dan gaan jy elke dag 'n boodskapie kry wat jy kan lees met 'n paar gedagtes. Ek help jou deur so 6 stappe elke dag sodat jy kan inoefen. Dit wat ons Sondag preek oefen ons deur die week in. En ja, hierdie week se Pinkster gaan ook elke dag so hopelik teen 12:00 behoort dit uit te gaan in die vorm van 'n video. Dit wat ek gesê het is opgeneem, so jy kan dit later dan ook gebruik. So ek sê maar net, ons brug na môre, die 19de Mei is, ons luister môre verder na wanneer God praat in die middel van die vallei. As Jesegiel gesê het, Here my God, net U weet, wat sê God volgende? So asseblief, sover dit moontlik is, moenie môre misloop nie. Dit sal vir my lekker wees om saam met julle verder te gesels. Ek groet die aanlyn kykers. Totsiens.